Ek dink oumas is absoluut die mees kosbaarste mense wat ons in ons lewe kan hê. Ek was baie lief vir altyd my oumas, altyd is al by Jesus, maar my pa se ma het 'n soft spot vir my gehad en ek vir haar. En sy het altyd so in my oor gefluister en sy sê vir my pikkie, jy is my favourite. En jy mag vir niemand sê van dit nie, want al die ander niggies en neefies was ook hulle favourite gewees, maar ek was haar favourite gewees. En my ouma het gebly in Caledon en ons het baie rondgetrek. Standaard 4 was die eerste jaar dat ek van die begin van die jaar tot die einde van die jaar in dieselfde skool was. En voor dit was ons in die middel van elke jaar in 'n ander dorp gewees. Maar so het ek tot bekering gekom in my latere jare toe ek 24 is. En ek onthou toe ek tot bekering gekom het, eendag toe vat die Here my in 'n visie in. En asof ek uit die lug uit kon sien en die Here wys vir my hoe ek as 'n klein seun by my ouma gespeel het en hy my toe al geroep het. Ek is nie bewus van dit gewees nie. So as ons by ouma gekuier het sy altyd vir my die Bybel gelees en vir my oor Jesus vertel, maar ek was so klein en soos ek ouer geraak het, ons minder daar gekuier omdat ons so ver gebly het. En ek kon niks van dit onthou nie, totdat ek tot bekering gekom het. En nadat die Here vir my gewys het, dat hy my toe al geroep het, ek sal dit nooit vergeet nie, die visie wat ek gesien het, het ek in so 'n groen Power Ranger suit rondgehardloop daar buitekant met my Power Ranger swaard, en daar die Here my toe al geroep. En kort nadat ek tot bekering gekom het, wys die Here hierdie visie vir my, en kort na dit het ek 'n punt daarvan gemaak om in Caledon uit te kom, om vir my ouma te gaan sê, dat ek by Jesus uitgekom het en ek voltyds in bediening is. En toe ek by haar kom, kan sy my nie onthou nie, my ouma het Alzheimer's gehad, maar toe sy my sien en ek vra vir haar, kan ouma onthou wie ek is? En sy sê vir my, ja, jy is my seun, praat sy van my pa. En het ek toe maar net saam gespeel, want almal sê altyd, wanneer mense Alzheimer's het, moet jy nie hulle probeer reghelp nie, jy maak hulle meer de mekaar. So ek het saam gespeel en gesê, ja, ek is, en Picard het tot bekering gekom, en hy is voltyds in bediening nou. En my ouma kan glad nie meer onthou nie, ek moes vir haar 'n fotootjie van my gewys het, en vra, wie is hierdie ou hier, of wie is hierdie mooi jong seun wat op hierdie foto is? En dan sê gesê, dis jy, menende, dis haar seun, ek. En ek is vandag vas oortuig dat my ouma die een is wat my in die hemel ingebid het. Ek dink as daar iemand vir my gebid het, dan is dit my ouma wat my in die hemel ingebid het. Maar hoekom ek hierdie storie vertel is, hulle is so kosbaar vir my. En die Here het net geweet waar my ouma se hart lê. My ouma het net geweet waar haar hart is en dat sy Jesus se hart het. En toe ek my eerste trip moes vat, kort nadat my ouma oorlede is, moes ons op 'n vliegtuig klim. En toe ek op daai vliegtuigkaartjie moes boek, het ek nie geld gehad nie, maar in dieselfde week wat ek daai kaartjie moes boek, laat weet my tannie vir my, dat my ouma iets vir my gelos het. En sy stuur vir my 'n Bybeltjie. En haar laaste geld wat sy gehad het, was R3.200. Familie het saam besluit dat as ouma se geld enige plek moes gaan, moes dit na my toe gekom het. En vandag is ek so dankbaar daarvoor, want my ouma se laaste geld wat in my bediening ingekom het 'n vliegtuigkaartjie vir my betaal om by die volgende groep mense uit te kom wat vandag nog 'n pad met Jesus stap. En ek is super dankbaar vir oumas. Maar nou die dag sit en dink ek aan die storie en ek dink myself, weet jy, terwyl mense lewe, is hulle so stingy om hulle geld te gee vir die werk van die evangelie, maar dat daar dooie mense is, se geld wat agterbly, wat nog steeds insette en insaam maak, sodat die evangelie vorentoe kan gaan. En ek wil jou bemoedig vandag, om nie net geld by mekaar te los, om eendag iets vir die Here te gee nie, maar om vandag, terwyl jy asemhaal, in jou hart vas te maak, dat daar bedrag is elke maand, wat jy gaan saai in die koninkryk van God in. Want die saad wat jy vandag saai, finansiëel in die koninkryk van God in, het 'n impak op 'n ander se ewigheid, vir altyd. Vader, ek dank U vandag vir incredible oumas. Vader, ek dank U vir die les wat my ouma my kon leer, dat sy nie net op aarde skatte bymekaar gemaak het nie, maar selfs toe sy in die koninkryk is, Here, het dit wat sy hier gehad het, 'n impak gemaak op duisende mense se lewens, deur my lewe vandag, Vader. Dat daai een saad daarso 'n hele familie tot bekering gebring het. Daai een saad wat sy daar gesaai het, 'n vliegtuigkaartjie kon gekoop het en 'n impak kon gemaak het op mense se lewens buitekant dit. Ek bid vandag, Here, dat U in my eie hart sal bewerkstellig, dat ek nie hierso sal bymekaar maak om eendag iets agter te los nie, maar terwyl ek hier is nou vandag, Vader, dat ek ook iets sal gee in die koninkryk. U woord sê Spreuke 13:22 dat 'n wyse man vir sy kind se kinders agterlos, en dat dit so wys is om dit te kan doen, Vader. En ek dank U daarvoor dat dit 'n realiteit van die woord is, maar dat ek nie vandag sal bymekaar maak net vir een dag nie, want ek vandag sal kyk, Here, waar kan ek 'n bydrae maak sodat die koninkryk van God vandag vorentoe kan gaan. Jesus, ek dank U vir oumas. Ek dank U vir my ouma. Ek dank U vir die ouma wat U my gegee het
albei van hulle, wat my in die koninkryk ingebid het. Vader, ek dankie. Ek glo vandag dat hulle gebede so beantwoord is deur my lewe en my broer se lewe en my pa en my ma se lewe en elke persoon rondom ons se lewens wat ons dalk nie eers weet van nie. Dat haar gebede gewig gedra het wanneer sy gebid het, in die naam van Jesus. Vader, ek dankie daarvoor vir elke persoon wat luister, dat U met hulle harte sal praat, Vader, dat as daar so enige onmin is, tussen ouers en grootouers, ouers en oumas en oupas, of kleinkinders, dat daar so 'n plek sal kom van rekonsiliasie, waar hulle 'n telefoon kan opstel vandag, terwyl mense nog lewe en asemhaal, om te sê, ek is jammer oor die goed wat ek teenoor jou gedoen het of gesê het, of dalk net om te sê, ek so lief vir jou, dankie vir elke gebed, wat ma of pa gebid het, in die naam van Jesus bid ek dit.